Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret. Dit is vir my 'n lekker voorreg om vandag weer met julle te gesels rondom die hartklop van God. My program se naam dan, kom luister na die hartklop van God. Ek bring vir jou woord en ek gesels so 'n bietjie met jou rondom die woord wat ek vir jou bring. En ek wil net vir jou sê, ons praat mos oor verhouding en so 2 weke terug het ek gesels en bietjie met julle gepraat oor die feit dat wat gebeur met 'n jong meisie as sy verlief raak, en selfs 'n man ook, en hoe verander hulle hele persoonlikheid, hulle hele houding. So ons gaan vandag weer bietjie gesels rondom dit, om veranderings, maar ook om die feit dat die Here kies ons. Hy het ons gekies. En dis vir my so wonderlik om te dink dat maak nie saak wie jy is, waar jy is, hoe jy lyk, hoe jy ryk, wat jy eet, wat jy drink, waar jy bly, wat se carrière, niks maak saak nie. God het jou alreeds gekies voor die grondlegging van die aarde af. So geliefdes, dis dan vir my 'n lekker voorreg om hierdie boodskap vir jou te bring. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is. Vader, ek wil so dankie sê vir hierdie mooi boodskap wat U weer vir my gegee het. Ek bid dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister, aanklank sal vind en sal voel hoe U met hulle self praat. Vader, ek glo hierdie woord is U woord en U woord kom uit U hart uit. En daarom dan die program se naam, kom luister na die hartklop van God. Seën dit vir die ore van die toehoorder vanoggend, Vader, en seën sy hart of haar hart. As daar nog 'n hart van klip is, bid ek, Vader, vir 'n hart van klei. Ek bid dat U my sal lei, Vader, en ek gee dan hierdie program in U hande oor. So ja, geliefdes, ons kyk bietjie hierna, na hierdie verandering wat plaasvind. Net soos hierdie verandering plaasvind, is dit ook belangrik dat daar verandering sal plaasvind in jou as mens, wanneer jy in hierdie verhouding met Jesus Christus begin beweeg. Net so is sy liefde is onvoorwaardelik. Maar tog is daar riglyne en dinge waarna ons moet streef. Die eerste hoofstuk van Petrus, van 1 Petrus skep die toneel baie duidelik. As jy in Christus glo, is jy anders, en omdat jy anders is, gaan jy weerstand ervaar in hierdie wêreld. En dit beteken, jy moet 'n keuse maak. As gevolg van wie jy was, voor jy verlossing in Christus, is jou eerste instink wanneer jy weerstand ervaar gewoonlik, om soos jou eie self op te tree, voor jy Jesus begin volg het. Maar jy is nou anders, en hoef nie meer dieselfde te wees of op te tree nie, soos voorheen nie. Wat moet jy dus doen? Daarom wat 1 Petrus 1 vers 13 sê, kry jou gedagtes reg, omgord die lendene van julle verstand. Dink helder, wees nugter, besef dat dit moeilik gaan wees, maar dat God se Gees jou die krag sal gee om te oorwin. Ek lees vir julle uit die kommentaar in my Bybel, die 3353 vertaling. Hoop volkome op die genade. Deur Jesus se krag tree jy nie meer ooreenstemmig jouself op nie, en jy kies om heilig te wees. Sien vers 14 tot 16. Heiligheid is werklik 'n keuse. God stel ons in staat om dit te doen, maar ons moet die keuse maak. Ons voor Christus reaksie was om in vrees te lewe, maar nou kan ons kies om verby daardie vrees te beweeg, in die wete dat God ons in sy genade vergewe vir die verlede
en die krag gee om nou vir hom te lewe. En ons loof Jesus omdat hy ons met sy bloed gekoop het, 'n waarheid wat dwars deur die Ou Testament gevluister is, maar van die dakkappe af verkondig is sedert sy opstanding. Om heilig te lewe beteken om afgesonder te lewe, toegewyd te lewe, doeltreffend te wees. En dit is net waar die verandering inkom, geliefdes, die verandering wat in ons plaasvind, wanneer ons Jesus begin dien, is nie 'n moeilike verandering nie. Dis ook nie om ander mense te oordeel of ander mense sleg oor hulle self te laat voel of te laat dink, ons is nou aliens, ons is nou vreemdelinge. Dit is mag dit so wees, want mense misverstaan 'n mens tog so maklik as jy begin verander en dink, ja, jy is mos nou 'n kind van die Here, jy is nou hoogmoedig, jy oordeel hulle, jy dit, jy dat. Jy doen nie hierdie ding en begin in hierdie verhouding met Jesus stap oor ander mense, om ander mense te oordeel of ander mense sleg te laat voel oor hulle self nie. Dis omdat jy sleg gevoel het oor jouself en wie en wat jy was en waar jy was, dat jy die keuse gemaak het om hierdie pad met Jesus te begin stap. Omdat jy net besef het, maar sonder hom kan ek dit nie doen nie. Die keuse wat jy gemaak het om hom te begin volg, het nie gegaan oor die ander mense of oor jou roeping of jou calling of wat nie. Dit het gegaan omdat jy besef het, sonder hom kan jy dit nie maak nie. Sonder hom is die lewe vir jou net eenvoudig te moeilik. En omdat jy kon sien, jy het hom in jou lewe nodig. Jy het 'n hinkering na hom, jy het 'n begeerte om hom te dien. En as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy nooit volkome jy kan wees nie. En daarom, mense verstaan dit so maklik verkeerd en dink, nee, sy dien nou die Here, nou is ons mos nie goed genoeg vir haar nie. Maar dit het nooit daaroor gegaan nie. Dit het gegaan omdat sy nie goed genoeg gevoel het nie, maar besef het dat sy is wel goed genoeg, en toe besluit het, sy begin die Here dien met alles in haar, en toe gebeur al hierdie wonderlike veranderings in haar lewe, en sy is 'n nuwe mens, en dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Ek lees vir julle 1 Petrus 2, vanaf vers 1. Lê dan alle boosheid en alle bedrog en alle geveinsheid en alle afguns en alle kwaadpaardery. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery, en verlang sterk soos 'n pasgebore kindjie na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Nou lê dan nou af alle boosheid en alle bedrog en alle geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery. En ek wil nou vir jou sê, wanneer jy Jesus vind en jy begin hom voluit dien, die bogenoemdes is goeters wat jy regtig nie meer wil doen nie. Jy kry dit so awesomely reg, en nie omdat jy goed is nie, maar omdat God goed is. Skielik staan hierdie dinge jou nie meer aan nie. Jy is net nie meer lus daarvoor nie, jy wil niks daarmee te doen nie, nie omdat jy hoogmoedig is nie, maar omdat hierdie goed nie van die Here af is nie. Boosheid, bedrog, geveinsheid, afguns, kwaadpratery. As jy ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is, en dit is wat jy smaak, en wanneer jy besluit om te verander, en klaar te maak met hierdie dinge, die dinge waarmee jy jou besigheid in verlede. Wanneer jy klaar maak met dit, voel jy sommer 'n beter mens, 'n ander mens. Jy dink nie jy is beter as ander mense, omdat hulle dit nog nie gevind het nie. Inteendeel, jy wil so graag hê, hulle moet hê wat jy het. Jy wil so graag hê, hulle moet net oorgee vir die Here, net om daai bevryding te kan kry. Dit is, wow, dit is so amazing om vry te wees, om losgekoop te wees, is so lekker.
Dis sommer lekker om klaar te maak met die dinge van die verlede. Vers 4. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En net so ervaar jy dat mense jou verwerp. Skielik wil mense niks met jou te doen hê nie. Skielik word jy nie meer genooi na braais toe nie. Jy word nie meer genooi na kinders se verjaarsdagpartytjies nie. Want hoekom? Want jy gaan mos nou alles spoil. Ek het altyd die grappie wat ek maak. My kleinseun vra eendag, ouma, hoekom loop jy en oupa altyd vroeg as ons kuier en braai en goed? En ek sê, Boeta, want as die pastoor weg is, dan begin die party eers, regtig. En hy het so gelag, hy sê, ouma, almal sê julle loop altyd vroeg. Ek sê, dis hoekom ons vroeg loop. Want ek is daar om te doen wat ek moet doen. En dan gaan ek huis toe, want die ander goed pla my nie meer nie. Nie dat ek dink ek is beter as die wat bly nie. Nee. Dis net vir my 'n keuse. Ons is ouer en ons wil vroeër by die huis kom en baie kere, dit is nie meer vir my lekker om te kuier by sulke geleenthede nie. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkorene en 'n kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaamd word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van reiniging, van struikeling. En dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestemme is. En dis presies wat gebeur, geliefdes. Omdat hulle self veroordeel en voel, hulle is nie goed genoeg nie, en hulle kan nie hierdie pad stap nie, hulle wil nie klaarmaak met hulle gewoontetjies nie, hulle wil nie hulle lewens verander nie, omdat hulle dit voel, dink hulle, jy dink dit oor hulle. En dit is baie hartseer, want so verloor mens kosbare vriende. Maar ja, ek moet ook sê, soos ek ook al voorheen vir jou gesê het, God voeg altyd by. Ons kry weer nuwe vriende, maar eendag, dan kom hier die vriende wat jou gelos het agter, maar jy's eintlik 'n hoeksteen vir hulle. Jy's nie 'n struikelblok vir hulle nie. En hulle kom en hulle vra, help my. Goed, vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Ek lees weer vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Hy het ons gekies. Sien jy, geliefde, ons is gekies, maak nie saak hoe ons lyk, hoe ons ryk, hoe ons loop, hoe ons staan, wat ons ry, waar ons bly, wat ook al nie. Ons is gekies, want God het ons lief gehad. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Die eerbare lewenswandel onder die heidene, onderwerping aan die owerheid. Geliefdes, ek verstaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel.
Ek nie verstaan nie, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van die vleeslike begeertes wat die stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaadeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike vordering, ter wille van die Here, of dit die koninkryk is, as opereer of die gouverneur as sy gesandte, om wel kwaadeners te straf, maar die wat goed doen te prys, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vrymense nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Die pligte van 'n Christelike diensknegte. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is, want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed voordra, deur onregverdig te ly. Wat ter roem is daar as julle verdra, wanneer julle sonde doen en geslaan word, maar as julle verdra, wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde geken het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, tot hy gelei het, nie gedreig het nie, maar die oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel, want selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Ek lees vir ons tot sover. Julle kan gerus 1 Petrus 3 gaan lees. Dit praat van die pligte van vroue en mans. Ons gaan volgende week aangaan met daai gedeelte en bietjie hoor wat is ons plig as vrou. Dit is vir my so lekker voorreg om net bietjie met julle te kan gesels. Dit is vir my so groot voorreg om net weer bietjie met julle te kan gesels rondom hierdie verhouding wat ons met Jesus het en hoe ons moet verander en hoe ons moet word en ons weet dat ons is eintlik net vreemdelinge op hierdie aarde. Ons sien dit in 1 Petrus 1 vers 1 met verwysing na die feit dat die volgelinge van Christus nie vir hierdie wêreld gemaak is nie, maar bloot tydelik hier vertoef. Jy sien dit ook in Hebreërs 11 vers 13 tot 16. Hoe lyk besoekers aan jou dorp? Kan mense hulle op 'n afstand uitken aan hulle kleredrag, hulle aksent, vra hulle aanwysings, skryp hulle weg, lyk hulle verdwaald of loop hulle met hulle neuse in 'n padkaart? Geestelike gesproke geld dit ook vir enige gelowige. Die manier van praat en doen van die wêreld behoort vreemd te wees vir gelowiges en dit is ook vir ons vreemd. Gelowiges behoort te voel asof hulle nie hier hoort nie inpas nie, nooit werklik tuis sal voel nie. Christene sal natuurlik goeie vriende maak en wonderlike herinneringe ophou, maar terselfdertyd dink gelowiges in hulle binneste, die wêreld is nie regtig my woning nie. Is dit nie so waar nie, geliefdes?
En omdat gelowiges vreemdelinge op aarde is, sal hulle onthou van vleeslike begeertes en hulle lewenswandel skoon hou. 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Dit is die dinge wat verskil maak en waarna mense smag. Watter soort mense onthou hulle in vandag se dae van vleeslike begeertes en hou hulle lewenswandel skoon? Vreemdelinge. Mense hou ons dop en merk die verskil op. Hulle mag dalk nuuskierig wees en vra. Hulle kan dalk selfs kwetsende dinge teenoor gelowiges sê of doen. Petrus het gelowiges aangeraai om nie te vrees nie, sien 1 Petrus 3 vers 14, om altyd bereid te wees om verantwoording te doen aan elkeen wat vir julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is. So ja, geliefdes, ons is nie dieselfde nie, ons is anders, ons het verander, ons is anders as die wêreld. Dit maak ons nie vreemd of snaaks of weird nie. Dit is net hoe dit is, ons is anders. Want ons kies om anders te wees, ons kies om anders te lewe en ons kies om ander keuses te maak. Iemand wat ek al gesien het, wat verskriklik boos, lelik, rof en grof en op almal geskree het en almal sleg uitgekyk het, skielik hierdie sagte mens geword het en so mooi verander het en almal lief gekry het en almal lief gehad het en vergeet en vergewe. En net hierdie mooi mens te word, hierdie mooi mens wat almal kom met jou oor die weg, almal is lief vir jou, almal gee om vir jou, almal wil by jou wees, almal wil met jou gesels, waar hulle niks met jou te doen wou hê, toe jy nie die Here gevind het nie. En hoe so 'n mens die hardste, moeilikste mense was en die sagste mense geword het en die mooiste voorbeeldstel verander en ander na die Here toe lei. Dit is waaroor hierdie verhouding wat ons met Jesus het gaan. Dit gaan daaroor dat jou hele lewe verander. Raak dit swaarder, party opsigtes, maar ek moet ook vir jou sê, dit raak wonderlik, dit raak amazing. Dit is amazing om die Here te dien, dit is lekker om hom te dien, dit is lekker om 'n Christen genoem te word. En ek weet, daar's baie mense wat hierdie sê ding het, want dit word gehoor uit predikers se mond uit. As dit is hoe 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie. En daarom ek is 'n kind van God. Ek wil vandag vir jou sê, daar wag 'n ontnigtering op jou. Want om 'n kind van God te wees, moet jy 'n Christen wees. Want ons moet deur Jesus Christus gaan na God die Vader toe. Daar is nie 'n ander manier nie. Die Bybel leer ons so mooi. Daar's net een manier na die Vader se hart en dis deur sy seun Jesus. En as jy sê jy's nie 'n Christen nie, sê jy ek is 'n anti-Kris. Met ander woorde, wat sê jy? Dink net bietjie en luister en hoor wat jy sê. Jy sê ek's nie 'n Christen nie, dan sê jy ek's 'n anti-Kris. Wat is 'n anti-Kris? Is dit hoe jy bekend wil staan? En ek praat vandag met groot pastore, geharde pastore daar buite, wat so lief is om hierdie sê ding te sê, want hy praat uit 'n ander pastoor se mond uit. Dis dwaasheid. Jy kan nie dit sê nie. Jy moet so versigtig wees om so iets kwyt te raak. Want luister, wat sê jy? Ek sê vandag, ek is 'n kind van God en trots daarop, deur Jesus Christus wat my verlos het, en daarom sê ek ook met trots, ek's 'n Christen. En om terug te kom na die ding toe, as jy die dinge doen waarvan hulle praat, is jy nie 'n ware Christen nie. Ons kan nie dis presies dieselfde as alle mense onder een kam geskeer deur een persoon. Ons is nie dieselfde nie, en daai persoon wat claim hy's 'n Christen, maar hy leef soos 'n anti-Kris, of hy leef soos iemand wat nie naby Christus is nie, is mos nie 'n ware Christen nie. 'n ware Christen is iemand wat die pad stap soos die Here wil hê hy moet hom stap, wat sy woorde waak,
wat lief is vir mense, wat omgee, wat die vrugte van die Gees toon. Dis 'n ware Christen. En ek het ook al mense gehoor sê, as dit is hoe die kinders van God maak, wil ek nie 'n kind van God wees nie. As dit is hoe 'n baas maak, wil ek nie 'n baas wees nie. As dit is hoe ryk mense maak, wil ek nie ryk wees nie. As dit is hoe, mense het altyd sulke goed te sê. Dit is ook onnodig. Stop om sulke goed te sê. Wees net lief. Soos ek elke week sê, al wat God van ons verwag, is om lief te wees. Lief vir hom met ons hele hart en siel. En lief ons naaste soos onsself. Dis al wat hy van ons verwag, geliefdes. Hy verwag nie van ons om, hoe kan ek sê, in sak en as te gaan lê die heel dag lank, om heel dag lank te vas vir maande in mekaar. Hy verwag nie hierdie dinge van ons nie. Hy verwag nie van ons om skielik alles heeltemal te verander nie. Ons moet nog steeds lewe, ons moet nog steeds werk, ons moet nog steeds vakansie hou, ons moet nog steeds mens wees. Hy sê in Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Maar Jesus het gekom dat ons lewe en oorvloed kan hê. Vader wil vir ons lewe en oorvloed hê. En dit beteken dat ons voluit mag leef. Ons mag visvang, ons mag gaan rugby kyk, ons mag gaan sports deelneem. Ons mag alles doen wat ons harte begeer, solank dit nie die Heilige Gees bedroef nie, en solank ons Jesus eerste hou in alles wat ons doen. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader, wat in die hemel is, Vader, dankie vir hierdie boodskap. Dit is so wonderlik om te weet, ons is uitgekies, en maak nie saak wat die mense van die wêreld sê. U het ons lief, en u het ons gekies, en ons is u sinne. En Vader, ek bid dat elkeen wat hierdie boodskap vandag hoor, sal besef, dat hy is ook waardig, of sy is ook waardig, en dat u hulle ook lief het, en dat hulle ook hulle lewens reg sal maak. Dankie Vader, vir nog 'n kans. Dankie Vader, dat ons kan weet, ons is miskien vreemdelinge in hierdie wêreld, en dis net nog 'n kort tydjie, en dan is ons by u, dan leef ons saam met u in glorie. Ek's opgewonde, my God, ek kan nie wag daarvoor nie. En daarom bid ek dat elke boetie of sussie wat na hierdie boodskap luister vandag, gereed sal maak, reg sal maak om u te ontmoet en hierdie verhouding met u te geniet. Soos 'n jong bruidjie wat wag op haar bruidegom, opgewonde te wees, elke dag op te staan en haarself mooi te maak, en haar kannetjie vol te hou, vol olie, sodat sy nie gaan uitlaatloop op 12:00 nie. Dankie Here, dankie vir 'n wonderlike voorreg om u sinne te kan wees. Help ons Here, help ons om uit te hou en aan te hou en net boontoe te kyk en te weet, ons bruidegom is op pad. Ons is een van die dae verlos. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. Daar sy geliefdes, 'n lekker boodskapie vir jou. Pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. My selfoonnommer 066 273 0584. Skakel my gerus. Shalom.